Lukas 11 vers 11. Watter vader onder julle sal as sy seun om 'n vis vra, om 'n slang in plaas van 'n vis gee? Goed, dis 'n retoriese vraag waarop die antwoord is, nie een van julle nie. Julle as vaders. Of as 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee. Ons sal dit nie doen nie. Dan vers 13, as julle wat sleg is, julle wat nie werklik verstaan en nie vermoë het nie, as julle in julle slegheid die goeie kan doen, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. 'n duidelike kontras. As ons as vleeslike mense met foute en skete en pyne en dinge, en ons eie hengers wat ons het, as ons kinders kan grootmaak op 'n goeie manier, hoeveel te meer kom hy, Vader, wat net goed is, wat alwys is, wat alwetend is, in wie geen vlek of rimpel is nie, by wie geen duisternis is. Hy's lig, hy's gat. Hoeveel te meer sal hy dan die regte ding doen? En dan voeg hy dit by. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. So, het jy al gevra? Het jy al voor God gekom en gesê, Vader, gee vir my die Gees? Het jy dit gedoen? Goed, ek neem aan, jy het. So, hier is dit nou. 1 Korintiërs 12 vers 7. Aan elkeen afsonderlik, word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Aan elkeen word 'n werking, 'n gawe, 'n geskenk, 'n bemagtiging van Heilige Gees gegee, tot voordeel van die gemeente, tot voordeel van ander. Nie vir jouself nie. Die gawes is daar om ander te bedien. Sien myself nie. Goed, aan elkeen word dit gegee. Everyone gets in on it, everyone benefits. Fantasties. Heilige Gees. Sê nou net, dit is waar. Sê nou net, dit wat ons gelees het. Sê nou net, dit is waar. Handelinge 19 vers 11. God het deur Paulus besondere, kragtige dade gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit. En dan het hulle gesond geword. En die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Dis mos nogal kwaai gewees het, nee. So, jou sakdoek of jou doek of enigiets wat Paulus aan hom geraak het, vat die ouens en hulle gaan sit dit op ou wat siek is. En hy word gesond. Hulle sit dit op iemand wat deur demone getuister word en hy demone sny hy. Besondere, kragtige dade wat deur Paulus gedoen is. Maar nou, 2 Timoteus 4 vers 20 sê hy, ek het Trofimus siek in Milete gelos. Dis nou dieselfde ou, deur wie hierdie kragtige, besondere kragtige wonderwerke, genesings goed plaasgevind het. Hy skryf en hy sê, ek moes aangaan, maar ek het Trofimus siek gelos daar in Milete. Hoe kry ons hierdie twee by mekaar? Aan die een kant, hierdie groot oog wonderwerke, en aan die ander kant, Trofimus is nog siek. Hy kon nie saamkom. 2 Korintiërs 1 vers 8 skryf hy sê, ons wil hê manne dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in Asië ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het, ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs hoop verloor het, Paulus, nie? Sodat ons selfs hoop verloor het en gedink het ons gaan sterf. Besondere kragtige dade, wonderwerke. Jy skryf en sê, hey, ons het 'n moeilike tyd gehad. Ons gedink ons gaan gaan.
Ons het hoop verloor. Vers 9, dit het regtig vir ons gevoel asof die doodsvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Dit skryf hy. Aan die een kant die wonderwerke, aan die ander kant moed verloor, hopeloos. Jy is net 'n mens. Jy is net 'n mens. Maar jy het God binne in jou. Jy is net 'n mens, maar Heilige Gees woon binne in jou. Petrus en Johannes kom by die ou wat krippel is. Ons lees hierdie ou is al vir jare daar. Sy makkers dra hom soontoe, sit hom by hierdie poort van die tempel neer en dan sit hy daar en bedel. Petrus en Johannes kom en Handelinge 3 vers 6 sê Petrus in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hierdie ou spring op en Petrus trek hom op. Hy staan op en sy enkels en voete word sterk en hy kan loop. En hy spring en hy is opgewonde, want sy lewe is verander. Nou, na alle waarskynlikheid moes Jesus hierdie ou gesien het. Want Jesus het baie by die tempel gekom. En hierdie ou was daar. En Jesus het hom krippel gelos. Daar. Hoekom? Ek weet nie. Al wat ek weet is, Jesus het die vermoë gehad om hom gesond te maak. En hy het dit nie gedoen nie. Het hy hom gebere vir Petrus en Johannes? Ek weet nie. Ek weet net, God kan gesond maak, wanneer hy wil, wie hy wil, soos hy wil. Soos hy wil. Dis nie in ons beheer nie. Maar Heilige Gees is binne in jou. Met sy vermoë, met sy krag, met alles, is hy binne in jou. Probleem is, ons leef volgens ons ervaring, in plaas van die woord van God. Ek praat nie oor julle nie, ek praat oor my. Ek het al vir baie mense gebid oor jare, baie. En van hulle het gesond geword. Van hulle het radikaal gesond geword. Ek het dit al gesien. Ek het gesien bene uitgroei. Ek het gesien 'n ou tante, sy was seker al diep in haar 50's. Sy oog, sy het so glaserige oog en ons het vir haar gebid en haar oog het helder geword. Sy kon sien. Ek het al dowes gesien wat nie kon hoor nie, wat skielik kan hoor. Ek het goed al gesien. Maar ek het vir soveel al gebid wat Heer, dit voel my daar, niks gebeur nie. En nou is die gevaar. Ek bid nie meer vir ouens nie. Want ek leef op grond van my ervaring van die mislukkings. In plaas van die woord van God. Heilige Gees is binne in jou. Efesiërs 1 vers 13. In hom, in Christus is julle, toe julle die woord van die waarheid, die evangelie van verlossing, gehoor en tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees. Wat beloof is? Toe jy tot geloof gekom het, het Heilige Gees binne in jou kom woon. Heilige Gees in jou. Dieselfde een van wie ons al hierdie goed lees en hoor, dieselfde een. Binne in jou. Sê nou net, dit is waar. Sê nou net, ongeag jou ervaring, ongeag die mislukkings, ongeag die hoeveelheid kere wat jy gebid en niks gebeur het, sê nou net, hierdie woord is waar. Heilige Gees binne in jou. Sê nou net. Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees.
Sê nou net, hierdie geld vir jou. Sê nou net, hierdie woordjie in Handelinge, geld vir jou. Heilige Gees is binne jou. En hy sê, julle sal krag ontvang, om my getuies te wees. Iets gaan verander. Jy word bemagtig, want Heilige Gees, God, is binne in jou. Letterlik binne in jou. Markus 16 vers 17 sê, die volgende wonderteken sal voorkom by die wat glo. Sê jy gelowige? Jy glo? Hy sê die volgende wonderteken sal by jou voorkom, omdat jy glo. In my naam sal hulle demone uitdryf, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal hulle hande op siekes lê, en die sal gesond word. Jy. Ek het 'n ou geken, ek neem aan, hy is al bevorder, hemel toe. Die naam van Charles Haupt, sendeling. Ja, lief vir die Here. Hy het op stadium gewerk in Stanger, onder Indiërs, onder moslems. Hy vertel my, hy is eendag, word hy genooi, want hy het nou gepreek en ons tot bekering gekom, en deel van die gang is nou weg. Toe nooi 'n groepie van hulle, nooi hom. Hy kom by hulle huis, en hulle praat met hom, en hy kom agter hom, hierdie ouens is kwaai vyandig gesind, want hy is besig om van hulle mense afvallig te maak, van hulle godsdienst. En hy sê, hulle kom een van die vrouens in, met 'n koppie tee. Sy gee vir hom hierdie tee. En hy sien niemand anders drink tee nie. Net hy. En hy weet, hierdie goed is gif. Hy sê, baie dankie, hy vat dit, en hy dink aan hierdie skrifgie. En hy drink dit. Gee vir haar die koppie terug. Hy sê, almal kyk hom so aan, met sulke groot oë. Hulle oë word al groot. Hy sê, hier is lekker, kan ek nog kry? Sy bring vir hom nog. Hy drink dit. Almal kyk hom. Volgende begin van hulle op hulle knieë neerval. Sê, ons wil jou God ken. Ok, na die tyd het hy nou genip, hy is hospitaal tot hulle sy maag uitpomp. Maar Heilige Gees is binne in jou. Heilige Gees is binne in jou. Sê nou net, dit is waar, sê nou net, dit praat van jou. Sê nou net, hierdie skrifte, praat van jou. Sê nou net, dit is waar. Heilige Gees, die Gees van God, die Gees van Vader, die Gees van Jesus, binne in jou. Hoe sal ons weet wat die Here in gedagte het? Ons weet nie. Wat ons wel weet is, die woord sê, Heilige Gees is in jou, en hy bemagtig jou, en hy gee vir jou gawes. Hy gee vir jou toerusting, om mense te bedien. Jy. Iewers in ons kop het ons hierdie ding skeef getrek, en dit gaan vir ons oor ervaring, en dit gaan vir ons oor ander. Ou wat 40 dae gevas het, en wat hom afgesonder het, en gebid het, en dink, ja, hy kan die gawes gebruik. Iemand wat gaan swat het, en hy is in die bediening, al vir 5 of hoeveel jaar. Die Here kan hom, nee. Jy. Heilige Gees is in jou. Sê nou net. Dis waar. Die vyand wil hê, jy moet glo, jy is onbelangrik. Die gawes, al die goed is eintlik bedoel vir daai super duper nek van die plek Christene. Dis nie waar nie.
Jy, Heilige Gees, is in jou. Jy. Sien jy, dit is waar. Jakobus 2 vers 17, so gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Heilige Gees in jou. As jy nie iets doen nie, gaan dit nie gebeur nie. As jy niks doen nie, is jou geloof nutteloos. Jy, is in jou hande. So ek sê volgende vir jou. Die Heilige Gees van God, as jy wedergebore is binne in jou. Jou ervaring tel nie. Als wat jy al gebid het wat nie gebeur het nie, dit tel nie punte nie. Die woord tel punte. Dit wat God sê, tel punte. Nie jou ervaring nie. Nie jou mislukkings nie. Nie dit wat jy verwag het gaan gebeur, wat nie gebeur het nie. Dit tel nie punte nie. Vader wil jou gebruik. Jou. En hy is die een wat jou gekies het, voor die grondlegging van die wêreld. Hy is die een wat in jou kom woon het, wat jou gered het, wat jou heilig maak. En hy wil jou gebruik. Om mense om jou te bedien. Hy wil jou gebruik. Hy doen dit, nie jy nie. Jy bid, maar hy doen die wonderwerk. Hy bring die genesing. Nie jy nie. Dis hy. En hy kan maak wat hy wil. Maar jy moet glo. Hy is binne in jou. En dat jy die vermoë het, dat jy die toerusting het, dat jy die bemagtiging het. Om te bedien. Want hy is in jou. So ek wil jou vanoggend sê, vat die kans. Vat die kans. En dis nie nodig om met allerlei formules en goede en weer dinge te kom. Ek wil vir jou aanmoedig van vandag af. As iemand vir jou sê, luister, ek het seer, ek het siek, ek het wat ook al. Dan vat jy net hierdie skrifgie in Markus 16. Jy sê die woord van God sê, ons sal ons hande op siekes lê en hulle sal gesond word. En dan sit jy in jou hand op. Of 'n bom. Dis al. Jy hoef nie te bid nie, jy hoef nie fancy goed te sê nie, jy hoef nie goed uit te jaag nie, jy hoef nie te bestraf nie, jy hoef nie te skree nie, jy hoef nie. Jy sê net, die woord sê, ons sal ons hande op siekes sit en hulle sal gesond word. Ja. So. Doen dit. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is so eenvoudig soos dit. Heilige Gees is binne in jou. Die Skepper is binne in jou. As hy met 'n woord kon praat en hy sê, laat daar lig wees, en skielik is daar lig. As hy kon praat, hy sê, laat die see daar wees, dan kan hy sekerlik tog, as jy jou hand op iemand sit, sy woord gestaan doen. En genesing bring. Maar nie gaan op jou ervaring nie. Die woord van God, dis waaroor dit gaan. Die woord van God. Aan elkeen afsonderlik, aan jou, jy is een van elkeen, aan jou word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Sê nou net, dis waar. Sê nou net, dis waar. Doen dit. Wat kan jy verloor? Ek dink is tyd, nou, ek dink is tyd. Die wêreld is stikkend, mense om ons is stikkend. En ons het God in ons. Dis nou tyd. Jy is nie God nie, jy het God in jou. Jy is nie die een wat gesond maak nie, hy is die een wat gesond maak. Maar hy roep jou, en hy sê, hey, sit net jou hand op hom. Sê nou, dit is waar. Dis in jou hande. Dis in jou hande. Kom ons bid.
Here, U woord is waar. Dis nie ons ervarings nie, dis nie ons track record nie, dis nie ons geskiedenis nie. Hierdie woord is waar. U is in ons, Heilige Gees, U is in ons, met al U vermoë en U krag. Help ons om soos kinders eenvoudig dit net te aanvaar en om U stem te hoor. Here, om rondom ons mense te bedien met U liefde. Kom help ons. U is God, U is die Heilige, U is die Almagtige. Here, en ons kan so maklik dink aan al die kere wat ons gebid het en niks het gebeur nie. Of ons dink niks het gebeur nie. Maar Here, ek vra dat U sal kom en 'n nuwe passie, 'n nuwe opgewondenheid, 'n nuwe moed, nuwe durf in ons sal inblaas. Dat ons onverskrokke die wêreld tegemoet sal gaan. Te sê, U wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Help ons, Here. Ons vra dit